Welkom. Dis lekker om jou hier te hê. Vandag vat ons 'n draai deur 'n baie spesifieke en nogal fascinerende deel van Osaka in Japan, die Tennoji-distrik. Ja, Tennessee. Dis 'n plek met laag op laag geskiedenis. Presies. Ons het 'n klompie bronne bymekaar gesit, jy weet, artikels, blogs, selfs 'n paar transkripsies wat regtig diep delf. Nie net die bekende goed nie, maar ook daai versteekte hoekies en stories. So, ons plan is eintlik maar net om saam deur hierdie goed te gesels, kyk watter stories spring uit, watter verrassings lê daar weggebêre in Tennoji. Klink goed, want daar is nogal baie. Waar begin ons? Daar by die oudste. Ja, goeie idee. Shitennoji Tempel. Presies. Gestig, kyk, in 593 na Christus. So, 593. Dis ongelooflik oud vir Japan, hè? Dis een van die heel oudstes, ja. Prins Shotoko het dit begin. Die storie loop dat die 4 hemelse konings hom in 'n droom gehelp het. O ja. Ja, om boeddhisme te help vestig. Daar was selfs, wag hiervoor, 'n plaaslike spinnekop demoon wat hy moes baas raak. 'n Spinnekop demoon. Regtig? Dis nogal 'n storie. Ja, tipies van daai ou legendes, né? Maar wat argitektonies nogal uitstaan, is die uitleg. Hoe so? Die hoofgeboue staan in 'n perfekte reguit lyn. Dis nie sommer toevallig nie. Hulle noem dat die Shitennoji-styl Garan. So dis 'n baie spesifieke ontwerp. Baie spesifiek. Dit wys iets van hoe hulle daai tyd gedink het, hoe hulle orde gesien het. Dis 'n fisiese ding wat jou terugvat, jy weet, oor 1400 jaar. Dis fascinerend. Goed, so van daai antieke tyd af, spring ons nou nogal ver vorentoe, né? Ja, na 'n baie dramatiese tydperk. Die Osaka belerings, vroeë 1600s. En 'n spesifieke plekkie in Tennoji speel hier 'n groot rol. Shosuyama. Dis eintlik net 'n heuweltjie. Klein heuweltjie, ja, maar strategies belangrik. En die ironie is, Ja, beide kante het dit op 'n stadium gebruik as oorkwartier. Tokugawa Ieyasu, die ou wat Japan later sou verenig. En sy groot teenstander daar in Osaka, die bekende Sanada Yukimura, albei was op daai selfde stukkie grond. regtig, op Shosuyama. Dis nogal wild. En vandag is dit net deel van 'n park. Ja, Tennoji Park. Dis rustig daar nou, maar daai grond het oorlog gesien. Groot gevegte. En Sanada Yukimura, sy storie is seker een van die bekendste uit daai tyd, né? Veral sy rol in die sommerbelering. Absoluut. Sy hele doel, sy fokus, was om Ieyasu se kop te kry. Hy was vasbeslotte. En hy het amper reg gekry. Skrikwekkend naby. Hy het deur Ieyasu se linies gebreek in 'n laaste, desperate aanval. Maar ja, hy het dit nie heeltemal gemaak nie. En sy einde was ook daar naby. Ja, by die Yasui heiligdom, dis waar hy gesneuwel het, en is ook waar jy vandag 'n standbeeld van hom kry. Nog 'n standbeeld van hy van 'n raai. Ja, maar hierdie een is anders. Hy sit. Hy sit. Dis ongewoon, hè? Hulle staan mos gewoonlik, trots. Presies. Die idee is dat die sittende houding sy uitputting wys, na daai laaste ongelooflike aanval. Dis meer tragies, minder triomfantlik. 'n Stiller soort monument. Gee mens nog 'n hoendervleis, maar was hy die enigste groot naam aan die Toyotomi kant, die verloor kant? Nee, glad nie. Die bronne praat ook van Mori Katsunaga. Mori Katsunaga. Die naam lei 'n klokkie, maar hy's dalk nie so huishoudelik soos Yukimura nie. Klink my hy word bietjie oorskaduw, ja, maar hy was glo 'n uitstekende generaal. Hy het Ieyasu se magte regtig laat bond staan in daai laaste geveg by Tennoji. Was baie dapper. Interessant. En daar's iets met sy naam ook, né? Ja, die naam wat ons ken, Katsunaga, dis nie sy oorspronklike naam nie. Hy is eintlik gebore as Yoshimasa. Sjoe. So die geskiedenis, of hoe ons hom onthou, het sy naam verander. Lyk so. Dis 'n klein detail, maar dit wys hoe hierdie dinge werk oor tyd, jy weet. Fascinerend. Goed, so dis die Toyotomi kant. Wat van Tokugawa se manne? Enige interessante stories daar? O ja, daar's die storie van Honda Tadatomo. Honda Tadatomo. Was hy familie van die beroemde Honda Tadakatsu? Sy seun. Maar hy het 'n bietjie van 'n reputasie gehad. Blykbaar het Ieyasu homself goed die kop gewas oor drinkery tydens die vroeëre winterbelering.
O jene, so hy was in die moeilikheid. Ja. En dit lyk of hy gevoel het hy moet sy eer herstel. Want in die somerbelering het hy toe, roekeloos aangeval, reguit in Mori Katsunaga se manne in. En toe? Toe sneuwel hy, dis waar hy dood is. Ai. So hy het probeer sy naam skoon kry en dit het hom sy lewe gekos. Lyk presies so, maar die storie eindig nie daar nie. Sy graf is by 'n ander tempel, Ishinji, en dis hier waar dit nog vreemder word. Hoe dan? Wel, hy het 'n bynaam gekry. Hy staan bekend as die sake-seelingsgod. Die wat? 'n sake, soos die drank? 'n God wat sake seël? Presies. Die volksgeloof is dat as jy sukkel om op te hou drink, jy na sy graf toe gaan vir hulp. Jy maak 'n grap. Uit 'n storie van iemand wat berispe is vir drink en toe roekeloos sterf, groei 'n legende oor hulp met drankprobleme. Dis presies wat gebeur het. Dis hoe volksgeloof werk, né? En mense los nie die gewone ima houtplankies met wense daar nie. Nee, wat los hulle dan? Shamaji, ryslepels. Ryslepels? Hoekom ryslepels? Die storie is dat na die oorlog daai ima plankies skaars was, so mense het gevat wat hulle het, ryslepels. En die tradisie het vasgesteek. Dit wys hoe mense aanpas, hoe tradisies leef. Dis ongelooflik. 'n Sake-seëlingesgod wat ryslepels kry. Ek sou dit nooit kon raai nie. En Ishinji self, die tempel, is daar nog iets interessants? Ja, die bronne noem die hek. Blykbaar is daar baie indrukwekkende neo-wagterstandbeelde. Daai groot kwaai figure wat die bose moet weghou. O ja, ek ken daai soort beelde. Hulle kan nogal intimiderend wees. Beslis. En Tokugawa Ieyasu self het ook 'n band met die tempel gehad. Sy 8ste seun is daar begrawe. So selfs die groot shogun het 'n verbintenis daar gehad. Lyk so. En dan is daar nog 'n legende by Ishinji, oor 'n boom. 'n Boom? Ja, 'n dinneboom. Die storie loop dat toe Sanada Yukimura daai desperate aanval op Ieyasu geloods het hierdie spesifieke dinneboom skielik 'n digte mis gemaak. Wag, 'n boom het mis gemaak? Dis die legende, ja, om Ieyasu te beskerm, om hom te help ontsnap. En weer eens daai gevoel dat die geluk of iets bonatuurliks aan Tokugawa se kant was. Dis amper asof die natuur self hom gehelp het. Dis hoe stories vertel word, ja. Of dit nou geluk was of net goeie krygsliste aan sy kant, die uiteinde was dieselfde. Sjoe. En net om vinnig terug te spring na Yasuo heiligdom, waar Yukimura geval het, behalwe vir sy standbeeld, is daar nog iets noemenswaardig? Ja, terloops, daar is. Daar's 'n ou put, die Kanshizue no Ido. En wat is die storie daarmee? Tradisioneel is geglo dat die water van daai put kon help om babatjies se stypaanvalle, kan in Japanies, te kalmeer. Dis waar die naam vandaan kom. Nog 'n stukkie volksgeloof. En die naam Yasuo self. Ja, dis ook interessant. Die manier hoe die kanji, die Japanse skrifkarakters, vir Yasui geskryf is, het oor tyd gewissel. Soms het die karakter vir put deel daarvan gevorm, ander kere die karakter vir rus. So selfs die naam dra spore van die geskiedenis en die histories. Presies, klein leidrade wat jy oral kry as jy mooi kyk. Dis duidelik hierdie geskiedenis is nie net in museums of boeke nie. Dis in die grond, die monumente, die legendes. Maar Tennoji is mos nie net 'n historiese plek nie. Dis 'n lewendige deel van Osaka vandag. Absoluut. En dis waar die ander kant van ons bronne inkom, die meer moderne, dalk bietjie versteekte skatte. Reg, so waarheen nou? Wel, een plek wat genoem word is Hanwa Shotengai. Dis 'n inkoopstraat, 'n Shotengai, naby Tennoji-stasie. En wat spesiaal daaraan? Die atmosfeer, dis blykbaar baie retro, baie oudtyds. Dit het ontstaan na die Tweede Wêreldoorlog, aanvanklik as 'n swartmark. 'n Swartmark vir wat? Vir ou goedjies lekkers en ook groothandel-items. Dit het daai ou naoorlogse gevoel behou. Dis 'n skerp kontras met die blink, moderne winkelsentrums soos Abenoharukas, wat ook daar naby is. So dis 'n stukkie ou Osaka, sommer net daar. Ja, en die naam Hanwa Shotengai. Dis ook eenvoudig. Dit was net naby die ou Hanwa treinlyn se perron geleë. Lekker eenvoudig. En as mens nou in daai retro straatjie is daar iets spesifiek om te proop te koop? Definitief. Die bronne raak liries oor 'n spesifieke lekkerny. Daigaku Imo. Daigaku Imo,
Wat is dit? Dis basies versuikerde patatblokkies. Universiteitspatats is die letterlike vertaling. Maar daar's 'n spesifieke winkeltjie, Shimaya, wat dit maak. En wat maak Shimaya se Daigaku Imo anders? Dis hulle metode. Die meeste plekke gebruik mizuame. Dis 'n soort styse stroop. Maar Shimaya gebruik korizato. Dis klipsuiker, opgelos in 'n stroop. Klipsuiker, maak dit 'n verskil? Blykbaar 'n groot verskil. Dit gee 'n dieper, meer komplekse soetheid en is glo minder klewerig as die gewone stroop. Die tekstuur is ook anders. Dis een van daai klein dingetjies, jy weet, 'n spesifieke resep wat 'n plek se eie unieke geur gee. Klink heerlik. Ek's nou sommer lus vir patat. Goed, so as ons nou alles so 'n bietjie bymekaar trek, Tennoji is duidelik veel meer as net 'n stasie of 'n park. Absoluut. Dis hierdie ongelooflike mengsel. Aan die een kant het jy massiewe, deurslaggewende oomblikke in die Japanse geskiedenis wat daar afgespeel het. Dink aan die Osaka-beleringe, die lotgevalle van reëse soos Tokugawa Ieyasu en Sanada Yukimura. Die groot drama. Presies, maar dan, verweef daarmee, kry jy hierdie ongelooflike ryk tapisserie van plaaslike stories, legendes en ervarings. Ja, soos die sakeseelingsgod by Honda Tadatomo se graf. Of die mist in 'n boom by Ishinji, die storie van die put by Yasui heiligdom, die variasies in die kanji-karakters vir die naam. Tot by die retro gevoel van Hanwa Shotengai wat uit 'n swartmark gegroei het. En selfs die spesifieke manier hoe Shimaya hulle patats maak met klipsuikerstroop. Dis alles deel van wat Tennoji maak wat dit is. Dis die laag op laag. Geskiedenis, tragedie, geloof, die alledaagse lewe, alles op een plek. So die boodskap vir jou wat luister, is dalk, moenie net by die hoofopskrifte of die groot toeriste aantreklikhede stop nie. Of jy nou in Osaka is, of enige ander plek, of selfs net in jou eie dorp rondkyk. Ja, daar's altyd meer onder die oppervlak. Daai dieper stories, daai versteekte laag wag dikwels net om ontdek te word. Tennoji is maar net een voorbeeld daarvan. Presies. Soek daai klein besonderhede, daai onverwagse legendes. Dis waar die ware karakter van 'n plek dikwels lê. En net 'n laaste gedagte om jou mee te los, iets om oor te wonder. Sanada Yukimura, hy het wragtig naby gekom om Tokugawa Ieyasu uit te haal daar by Tennoji. Dit was kantjie boord. Ja. Nou dink net, hoe anders sou Japanse geskiedenis dalk gelyk het as daardie een desperate aanval van hom geslaag het, as Ieyasu daar geval het. Dis nogal iets om oor te dink, né?